Goeiemôre, baie welkom by kerk. Dankie dat julle inskakel en saamkyk. Ons is in daardie tyd van die jaar wat ons begin om onsself voor te berei vir Kersfees. Op hierdie naweek is daar 'n paar eredienste, kerssangdienste wat plaasvind van ons wyke en die volgende klompie naweke gaan ons by al die wyke van SA gemeente 'n kerssangdiens hê. As jy in die omgewing is, gaan woon een by, gaan vier Kersfees saam met die gemeente. Maar ons sien ook die voorbereiding van Kersfees in die winkelvensters. Ons sien dit in al die liggies wat oral opgaan. Die verwagting, afwagting is reël. Elke adventkalender wat oopgemaak word en opgeëet word, vertel van Kersfees wat op pad is. As ons vir kinders vra wat is hulle, waarna sien hulle uit, dan is die groot verwagting natuurlik dat daar die grootste geskenk wat daar onder die boom lê, hulle sin is. Ons kyk vorentoe met Kersfees. Ons berei onsself voor vir Kersfees. Ons maak ons huise omdat ons ook 'n verwagting het. Die Bybelse woord daarvoor is die woord hoop. Ek gaan vanoggend bietjie gesels oor wat beteken hierdie woord hoop. Maar kom ons bid eers saam. Here, dankie dat ons kan stil word vanoggend voor U. Dankie dat ons kan saam bid. Dankie dat ons na U toe mag kom met ons wêrelde wat oop voor U lê. Here, ons kyk vorentoe na Kersfees. Ons kyk vorentoe in afwagting na die koms van U seun na hierdie wêreld toe wat in ons lewens alles verander het. Here, berei ook ons harte voor vir dit wat U in ons lewens wil kom doen. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Kom ons lees saam 1 Petrus 1. Ons gaan daar met mekaar saam lees vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en eer en heerlikheid waardig mag wees. By die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel in die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ons weet en word geleer dat hoop is die toekoms wat God beloof het. Maar die realiteit waarin ons kry is dat ons intussen twee wêrelde vasgevang is. Aan die een kant is dit hierdie powerful waarheid dat God die God van hoop is, maar aan die ander kant is dit die werklikheid van ons lewens wat die heeltyd ons hoop kom steel, wat ons hoop afbreek, wat dit ondermyn, wat dit bevraagteken, waar ons nie hoop sien nie, waar ons die bietjie hoop wat ons het, afgebreek word, amper soos 'n plant met nuwe uitloopsels wat ons elke keer maar net afbreek. We live in a world where hope seems to die. Ons is onseker oor die toekoms. Daar is baie min in die wêreld rondom ons wat vir ons positief maak oor môre. Politiek is teen mekaar, ekonomie is onder druk. Vrede tussen nasies lyk die onmoontlike ideaal en kerkmense doen goed wat hoop steel. En in ons eie lewens kry ons onsself met vuil hande wat ons die hoop in ons eie lewens dooddruk. Ons kry seer in verhoudings. Mense wie ons vertrou stel ons teleur.
Christene het nie 'n goeie trek rekord as dit kom by hoop nie. Dalk waarom die profeet Jesaja praat van die volk wat in duisternis leef, wat in donkerte is, het 'n nuwe lig gesien. Vir my is dit hoekom kerk so belangrik is. Want kerk is die plek waar ons hoop oefen, waar ons hoop moet uitdaag, waar ons hoop moet bevraagteken en weer revisit en bou en hoop 'n kans gee. Kerk is veronderstel om die plek te wees waar ons hoop die beste raak sien. In hoe ons ander hanteer. In hoe mense my hanteer. In hoe ons Jesus leef. Kerk is die plek waar ons die heeltyd aan hierdie hoop herinner moet word. Wat is die hoop? Hoop is die toekoms wat God beloof. En dis nie wishful thinking of hierdie blinde onrealistiese optimisme waarvan ek praat nie. En soms help Afrikaans ons nie, want die Afrikaanse woordjie hoop het half so iets van 'n stuk onsekerheid in van ek hoop daarom dat ons bietjie sneeu gaan hê oor Kersfees. Ek hoop dat my planne gaan uitwerk. Bybelse hoop is vertroue in God se karakter in wie hy is en is vertroue in God se beloftes in sy woord. En dit staan vas. God se karakter gaan nie verander nie. Sy beloftes in die Bybel staan al vir duisende jare en word al vir duisende jare waar in mense se lewens. Dit gaan nie skuif nie. En ons sien dit die heel beste in Jesus se lewe, sy sterwe en sy opstanding. En dis Kersfees. Dit is wat Kersfees ons van vertel, van die koning wat op pad is. Die koning wie se lewe vir ons die pad wys, wie se sterwe vir ons wys ons dat ons lyding nie verniet is nie. Dit breek nuwe moontlikhede oop en dan as hy opstaan kan ons weet waar ons nou is en wat nou met ons gebeur. Is nie die einde van die pad nie. In vers 3 sê Petrus dat God vir ons die nuwe lewe gee omdat hy omgee. Ek lees weer. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe gegee. In sy groot compassion kom God na ons toe. Ons het 'n goeie God wat vir ons omgee. Kyk, ons is nie goed met compassion nie. Hier en daar is daar mense wat dit reg kry. Ek staan soms geskok oor hoe apaties mense is oor ander se lyding. Hoe maklik sê ons vir mense, ek dink aan jou, ek bid vir jou. Hoe min mense daar reg is wat reg omgee. En dis wie ons as kerk moet wees. En dit is hoekom ek sal bly glo in kerk. Dat kerk dit die beste moet doen. Baie van julle wat vanoggend kyk, is nie bekend met ons situasie nie, maar die afgelope maand het ek in Londen en Meiston iets ervaar van wat is dit as 'n kerk kom en sê, ons het compassion, ons gee om, ons dra saam met julle. Ek dink dis waarvan 1 Petrus hier praat. Van God wat sê, omdat ek vir jou omgee, kan jy jou hoop op my bou. Almal wat die krisisse gaan, vra die vraag, waarin gaan ek vashou? Waarop hoop ek? En ons hoop, iemand gee om. Ons hoop, iemand gaan compassion hê met ons. Dis wat kerk moet wees. As die kerk nie meer compassion het, en compassion leef nie, het ons geen hoop meer nie. Maak ons die deure toe. Want wat bly oor? God se omgee vir ons is 'n reël. Ons vier dit elke jaar met Kersfees. Want ons bou ons hoop op wie Jesus was.
Jesus wat kom leef het, Jesus wat kom sterf het, Jesus wat opgestaan het. Daarom praat Petrus verder in vers 4 van 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike hoop. Hoop wat niemand van ons af kan wegvat nie. 'n Hoop wat nie kan vuil of besmet word nie. 'n Hoop wat nie gaan verwelk soos gister se ou blomme in die garage nie. Al die swaar en lyding gaan verby en sy compassion bly. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek lees in die week die storie van Jürgen Moltmann. Hy was een van die heel bekendste teoloë in die 20ste eeu. Hy was in 1926 gebore in Nazi-Duitsland en hy vertel self dat hy as kind nooit blootgestel is aan Christianity nie. Nooit die Bybel gelees, nooit kerk toe gegaan nie. Hy was meer ingestel op wetenskap en wiskunde en kerkgoed het hy nie eens van geweet nie. En dan op 16-jarige ouderdom, toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, word hy ingetrek in die Nazi-oorlogmasjien. Moes hy gaan beklei teen die geallieerde magte. En op 19-jarige ouderdom in 1945 word hy gevang deur die geallieerde magte en beland hy in 'n konsentrasiekamp, eers in België, later in Engeland en toe in Skotland. En vir 3 jaar was hy in hierdie konsentrasiekamp en dit het sy lewe verander. Hy sê self, vir die eerste keer in sy lewe word 'n Bybel vir hom in sy hand gestop en begin hy die Bybel lees. Psalms lees, Markus lees. Vir die eerste keer kry hy te doen met Christen kapelane wat hom aanvaar as mens en nie as monster vir alles wat hulle verkeerd gedoen het nie. Vir die eerste keer word hy gekonfronteer met die compassion van mense wat reg omgee. En dit verander sy lewe. Hy skryf later, skryf hy self dat hierdie tyd van sy gevangenskap was die oomblik in sy lewe toe hoop omgevind het. Nie andersom nie. Hoe hy ontdek het, maar hier is 'n God wat vir hom omgee, wat na hom toe uitreik. Lank nadat hy uit die konsentrasiekamp vrygelaat is, het hy gaan teologie studeer en het hy gaan skryf oor hierdie goed. Een van die bekendste werke rondom dit is sy Theology of Hope, as jy eendag tyd op hande het, gaan lees die boek, 1956 geskryf, waar hy eintlik sê, God is in the future. Nie een van ons verdien dit dat God na ons toe kom nie, en in al ons lyding kom God na ons toe. Is dit nie wat ons met Kersfees glo nie? Dat Jesus na ons toe kom. Immanuel, wat God by ons en God in ons werk word. Ons bou ons hoop op 'n pa wat wag dat ons met huis toe kom. Ons bou ons hoop op 'n goeie herder wat die skaap wat weggeloop het gaan soek tot hy hom kry. Ons bou ons hoop op die belofte van Kersfees dat daar 'n lig in ons donker wêrelde en ons donker lewens gaan skyn. Dat sy compassion ons hoop word. Soos Kolossense 1 vers 27 sê, Christ in us, our hope of glory. En dis my gebed vir jou, dat jy met Kersfees nuwe hoop sal kry. Nie net vir die wêreld daar buite, of vir die kerk, of vir omstandighede wat moet verander nie, maar vir jou lewe. Dat jy jou hoop sal bou op God wat sy toekoms in jou hande het. God wat vir jou compassion het. En dat jou hart sal oopbreek vir ander mense, sodat jy van niets af kan begin omgee. Soos Jesus vir ons omgee. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat
U vir ons ongelooflik lief is, dat daar in U liefde vir ons geen einde is nie, Here. Dankie vir U compassion. Dankie vir U ontferming. Dankie vir U groot, grenslose liefde vir elkeen van ons. En dat ons in Kerstyd daaraan herinner mag word. Here, kom sit hierdie compassion in ons harte, sodat dit kan groei en kan uitloop en 'n verskil kan maak in die wêreld waar ons leef, sodat ons elke mens op ons pad met hierdie compassion kan hanteer. Dankie dat ons hoop kan bou op wie U is, op hoe U is, en op wat U doen. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons kry geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Julle sien daar's 'n klomp opsies beskikbaar. Weet dat elke bydrae 'n verskil maak. Weet dat julle bydraes dit vir ons moontlik maak om voort te gaan met bediening hier in die VK. Baie dankie daarvoor. Dit is my gebed dat hierdie Kerstyd, hierdie feestyd, nie net 'n tyd van familie en vriende sal wees nie, dat dit ook 'n tyd sal wees wat jy opnuut sal ontdek hoeveel compassion God vir jou het. Dat jy jou hoop daarop gaan neersit. Mooi loop. Sy paleis het hy gehoor, die aarde het geskud en bewe, die Here het dit uit die hemel laat breek. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder en my God. Die rots by wie ek skuil, my skild, my sterk verlosser en my veilige vesting, my veilige vesting, my veilige vesting. Met sy hulp loop ek oor magstorm, met my God spring ek oor 'n muur. Hy maak my voete soos die vanderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder en my God. Die rots by wie ek skuil, my skild, my sterk verlosser en my veilige vesting, my veilige vesting, my veilige vesting. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Here is my rots, my skuilplek, my redder en my God. Die rots by wie ek skuil, my skild, my sterk verlosser en my veilige vesting, my veilige vesting, my veilige vesting.